Môre, môre, môre. Hoop julle het lekker geslaap en dat julle wakker is en 'n nuwe dag ingaan. Die lieflike natheid daar buite, die naweek se goeie reën wat ons gehad het, begin vandag nou sy gesig te wys. Die wêreld is so wonderlik vars en nuut. Dis die Here wat sy skepping vashou. Dis hy wat ons deur elke dag dra. En ek hoop dat julle vanmôre wakker geword het met daardie wete dat dit hy is wat ons in elke oomblik van elke dag vashou. Kolossense 3 vers 15, ek vat julle vanmôre 'n bietjie soontoe. Die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Met ander woorde sê Paulus, die vrede hoef nie gesoek te word nie. Die vrede is daar. Dit moet net 'n deurslag kry. Is dit nie ongelooflik nie, nê? Dit moet nagestreef word. Weet julle, ons is so in 'n wêreld vol onvrede. En die brief van die Kolossense handel oor 'n gemeente wat in baie konflik geleef het. Die wêreld om hulle het dit vir hulle moeilik gemaak en Paulus kom en hy sê, die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Nie die vrede wat die wêreld gee nie, nie die vrede wat jou rykdomme gee nie, nie die vrede wat jou skatte vir jou gee nie, nie die vrede wat enige mens vir jou kan gee nie, die vrede wat Christus gee, moet in jou lewe 'n deurslag gee. Ja, Henry van Dyk het eendag gesê, die Bybel leer vir ons, dat daar geen blywende fondament vir vrede op aarde is nie, behalwe in die soeke daarna. Weet julle, dis ons plig om vrede na te gaan streef. Ons moet daarvoor stry, ons moet ly indien dit nodig is vir dit. Dit is ons verpligting om daarvoor te veg. En as God aan ons die oorwinning gee, dan moet ons dit gebruik vir die vestiging van vrede. Weet julle, as ek ooit my lewe oor sou leef, sal ek meer strewe na vrede as na gemoedsrus. Ek gaan soos iemand wees wat meer dikwels gaan ontspan en baie minder dinge ernstig gaan opvat. Ja, en ek sou ook baie meer herinneringe wou maak. Ek sou baie meer berge wou klim. Ek sou in baie meer riviere wou swem. Ek sal ook vroeër in die lente wil meer vinniger kaalvoet loop en dan sommer so tot in die herfs in. Ek sou nie sulke goeie prestasies probeer behaal nie, tensy ek vreugde gevind het deur om vir daai dinge te werk. Ja, en ek sou baie meer malemeelens ry en meer maddeliefies langs die pad pluk, en meer na die skoenlappers kyk. Want weet jy, vrede is iets wat 'n mens baie naastig moet nastreef, langs al die sypaadjies van hierdie lewe. En hoor elke dag in jou gees, daai vers in Jesaja 52 vers 7, hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. En as jy na vrede streef, as jy daarna soek, mag God jou ryklik seën in daardie soektog. Maar mag jy vanmôre weer daai gedagte streef, dat die vrede wat Christus gegee het, nie wat hy nog gaan gee nie, dit wat hy klaar gee, mag jy dit vind en mag dit 'n deurslag in jou lewe gaan vind. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. Dierbare Hemelse Vader, ek dank U vir die begeerte wat U in my hart gelê het om daai vrede te gaan nastreef. Kom gee dat daai begeerte in my nooit sal uitsterf nie. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie julle. Julle moet 'n wonderlike dag hê. En môre dan praat ons weer. Totsiens.